onmoontlik. Maar moenie ophou nie, klein kind. Wat het ek aan? Jou stoute. Nie veel nie, ek kom nou net uit die stort uit. Net 'n handdoek om my ja. Oeps, daar val dit af. Maar jy kan nie eintlik verder meer praat nie. Hier's ore soos DStv skottels hier naby. Mis niks, ons saai alles uit. Ja, ons praat later. Okay, bye. Wie was dit? Verkeerde nommer. Hier's van die mini sausage rolls van die tuisnywerheid. Jy kan nie op 'n leë maag vlieg nie. Thanks. Was dit daai electrician op die foon? Nou as jy weet, hoekom vra jy? Nee, die vraag is eerder, hoekom probeer Antie dit vir my wegsteek? It's none of your beeswax. Ek het ook 'n privaat lewe. My privaat lewe is privaat. Okay, maar dan mag Antie my nie vra oor my privaat lewe. As jou privaat lewe 'n boek was, was dit verbân. Miskien hier, maar oor see is hulle baie meer broad-minded. Vlieg jy weer Vrydag Durban toe? Ek vlieg weer die naweek internasionaal. Goed so. Hoekom wil Antie weet? Is dit vir jou heeltemal onmoontlik om 'n gesprek te hê sonder die al ewige vraag? Probeer Antie vir my iets wegsteek. Ag, ja, okay, sê dan is so aandring. Ek gaan die naweek 'n bietjie weg Durban toe. Gaan Antie vir oom Martin kuier? Is jy gerook? Daai man wil ek in my lewe nooit weer sien. Ek is 3 keer deur die hel en terug met sy drank en dobbelgewoontes. Fuck gevreet. Hou asseblief op om oor hom te praat, dit maak my naar. Gaan Antie B uitvlieg? Nee, Banana Airways. Gee vir my Antie se vlugdetails. Dan kan ek dit vir my pelle op die vlug gee en dan kan hulle Antie upgrade na besigheidsklas toe. Kan jy dit doen? Ja! Soos hulle in Mauritius sê, no probleem. Vir 2 passasiers? 2. Ja, 2. Antie en wie? Nee, wat saam met my vlieg? 'n Vriendin. Hannes, okay, Hannes, daar het jy dit nou. Nou is dit uit. Moet dit nou net nie aan almal verkondig. Gaan Antie Durban toe vir 'n dirty weekend? Man, reël jy die upgrade en hou jou skurwe gedagtes vir jouself. Ek sal nie 'n woord sê nie. Saam met Hannes, die elektrician. Hulle vlieg Vrydag af en kom Sondag weer terug. Maar jy mag vir niemand sê nie. Antie Bessie het my maak beloof om dit 'n geheim te hou. Ek het gewonder hoekom wou sy weet of ek die naweek by die huis sal wees om vir die honde kos te gee. Ek dog sy werk oortyd. Hulle is ingeboek by 'n bed and breakfast, die Enticing Mango, Is dit 'n hotel? 'n boutique hotel. Wat's dit? Bietjie kleiner as 'n hotel, beter as 'n B&B. Klink vir my na 'n effense agtertand. Nee, dit is nie. Dit is op die strandfront, maar nog steeds baie privaat. Nie die regte plek vir 'n dirty weekend. Weet jy wanneer laas het ek 'n oordentlike dirty weekend gehad? Nee, maar ons praat nie nou oor jou nie. Ek moet drooibekkie by die huis sit en honde kos gee terwyl jy rondrits in Mauritius en Antie Bessie lekker onbeskof raak by wie excited mango. Dit is absoluut onmoontlik om 'n gesprek met jou te hê, sonder dat jy dit in 'n gesprek oor jou verander. Ja, maar ek moet altyd aan die kortste speen trek. Jy bedoel seker die agterste speen suig. Dit ook ja. Van kleins af is jy voorgetrek. Ekskuus? Jy het altyd nuwe klere gekry. Ek moes altyd tevrede wees met jou hand-me-downs. My skoolklere was al jou ou goed. Daar was niks fout met my ou klere nie. Ek het baie vinnig gegroei. En ek het baie laat ontwikkel. Hier's my bussie. Ek het nie nou tyd om hier te sit en stry met jou nie. Ons kan by die punt optel as ek môre af is. Wit broodjie. Pa se oogaffeltjie. Vet slet. Hey! Is julle alweer mekaar se hare? Daai ligmatras het eers te begin. Mens moet nooit koebaai sê en mekaar sleg sê nie. Mens weet nooit wat kan gebeur. Nou maar soos vat. Hester het 'n baie gevaarlike werk. Sê nou hy Erie crash, dan was jou laaste woord daarna vet slet. Dis vreeslik. En dan moet jy vir die res van jou lewe daarmee saamleef. Maar nou ontstel jy my net. My broer, Adoons, het 'n geweldige meningsverskil met sy pel Griesbom gehad oor wie die beste motorbikejaar is, Valentino Rossi of Max Biaggi. En toe begin hulle op mekaar skreeu en toe, uit woede, wheelie Griesbom sy motorbike daar weg, terwyl Adoons agter hom aangil, "Groot bek, breek jou nek, voetsek!" En toe, wheelie Griesbom se bike onder hom uit, gaan bo oor die heining en beland in die bure se swembad. En Griesbom breek sy nek.
'n 3 ribbes, 'n enkel en die middelvinger wat hy vir Adoons gewys het. Hoekom vertel jy my dit? Om vir jou te demonstreer dat mens nooit in woede vir mekaar moet koebaai sê nie. En tweedens, dink ek persoonlik Valentino Rossi is baie beter as Max Biaggi. Ek weet nie eens van wie jy praat nie. Ek moet dadelik vir Hester 'n SMS stuur. As jy van welkom af gekom het, sou jy geweet het. Daar is Valentino Rossi baie belangriker as die staatspresident. As jy wil politiek praat, is ek nie beskikbaar nie. Politiek maak my siek. Gert sê ons mag glad nie met ons kliënte politiek praat nie. In ons salon is dit verban. By my werk mag ons nie vuil praat nie. Ons ook nie eintlik nie. Maar Gert laat ons toe as die behoefte groot is om die regering te vloek. Ek kry soms daai behoefte. Ek hoor Bessie gaan die naweek weg saam met die Hannes ou. Waaroor jy dit? By Precious. En waaroor sê dit? By Paulina wat hier langsam vir mevrou Fischer werk. Ek dink dit is veronderstel om 'n geheim te wees. Dit is. So jy mag niks sê daaroor nie. Hannes en Bessie gaan glo in 'n smart nuwe hotel by, The Electric Mango. Dis hy. Nou voel ek beter. Wat het jy ge-SMS? Sorry sis, vlieg veilig, sien jou môre. Adoons en Griespomp praat tot vandag toe nog nie 'n woord met mekaar nie. Dis stupid. Van hoe lank af gaan dit nou al aan? 3 jaar, is baie moeilik. Dit veroorsaak baie foute want hulle werk by dieselfde panelbeaters. Dis van Hester. Wat sê sy? Skuldige gewete. Slap slet. Jy weet, ek wen sommer haar. Nee. Jy wens niks nie. Soos Albertus sê, partykeer moet jy net shut up, omdraai en dit vat soos 'n man. Maar my magtig, Hendrina, ek is groot en lelik genoeg om na myself te kyk. Maar ek wil jy sê iets moet gebeur. Ja, ek gaan oop oë in die ding in. Hy's nie 'n weirdo nie, Esther het hom skaars gesien. Vertrou my, ek het al genoeg my kop met mats gestamp. Maar dis nie 'n onskuldige vriend. Ja, okay, is nie so onskuldig nie. Ja, ek sal my selfoon saamvat, ek beloof. Hou op, worry. Okay, ja, bye. Ek weet die dag gestaan na afluister, jy kan nou maar uitkom. Ek het toevallig my tydskrif in die TV-kamer vergeet. Ek is nie onder 'n flop en kalkoen uitgebroei nie. Toe ek klein was, het ek geglo 'n ooievaar het my vir my ouers gebring. Is dit en waar die ooievaar jou gekry? Babaland. Waar's dit? Ander kan die Blouberge waar daar altyd 'n reënboog is. Moes vir jou 'n helse skok gewees het toe jy die waarheid hoor. Geweldig, ek het amper graad 3 gedryf. Man, hou op met jou baba praatjies. Jy probeer net die onderwerp verander. Watter onderwerp? Het jy stories oor my en Hannes by jou ma gaan aandra? Nou vat Antie my in die gesig. Het jy of het jy nie vroeg vanoggend op jou selfoon met jou ma Dan gepraat? was hy het my gebel. En toe blaker jy alles uit. Dit is baie moeilik om vir my ma iets weg te steek. Sy kry dit net so uit jou uit. Sy vra strik vrae. Wat presies het sy vir jou gevra? Hoe gaan dit met Bessie? Antie, ek moet dringend met Antie praat. Jy kan maar reguit vir my sê jy's pregnant. Wat dink Antie van my? Ag, ek veroordeel jou nie. Enige een van ons kan in die hitte van die oomblik 'n foutjie maak. Ek is op die pil. Hetty van Aswegen wat saam met my werk se dogter Letty ook. En boem bam, daar sy tweeling. Dis vreeslik. Voor haar matriekeksamen nogal. En woeps waps is haar boyfriend Gili Gous land uit en gaan werk as 'n security guard in Irak. Het die vark weggehardloop. Soos 'n rocket, push. En toe kom die hele ding op die lappe. En wie is toe al die tyd die pa? Gili, Meneer Brink, Letty se geskiedenisonderwyser. nooit. Ja, Letty se privaat lesse was toe nie oor geskiedenis nie, eerder praktiese biologie. Trompie se musiekonderwyser was verlief op hom. Ek weet dit met die koerant uitknipsels gewys. Vertel my eerder, wie is die pa van jou baby? Ek verwag nie. Nou maar hoekom wil jy dan so dringend met my praat? Ek kan nie die naweek na die honde kyk nie. Wat sê eerder vir my jy's pregies? Ek is nie. Ek wil die naweek na 'n game lodge toe gaan. Om wat daar te gaan maak? Na diere kyk. Wat is wat jy by my huis kan doen, na my diere kyk? Vra vir iemand anders. My vlug is bespreek en betaal en ge-upgrade. My akkommodasie is geboek en betaal. Jy kan nie op die laat stadium kop uittrek nie. Gun jy nie eers vir my 'n ou naweekie weg nie?
Natuurlik gaan ek dit vir Auntie, maar wanneer kan ek 'n bietjie weggaan? Volgende naweek, net nie die naweek nie. Ek hou nie daarvan om alleen in die huis te wees nie. Kry jou vriendin om hier te kom oorslaap. Wat van 'n vriend? Ek sal nie weet nie, want ek sal nie hier wees nie. Goed, laat ons slag praat. Jy gaan net nie so te kere dat jy vergeet om my dierekos te gee nie. Ag, hoe ken Auntie my? Dis presies hoekom ek dit sê. Ag, okay. Ek sal maar net vir die wis en die onwis 'n nota teen jou kamer se plafon plak. As dit nie die een ding is nie, is dit die ander. Ek sê lankal julle moet van Precious ontslaa raak. Sy's heeltemal te nosy na my smaak. Koffie. Thanks. Hierdie keer is dit nie Precious nie. Dis my ouers. Ja, weet jou ma daggerook is teen die wet. Ja, maar sy sê om op jou selfoon te praat en te bestuur is ook teen die wet en almal doen dit. Jy weet dis ook nie meer wat dit was nie. Mense vee hulle daaraan af. Kyk net daar by my werk. Daar's baie meer illegal immigrants as locals. My ouers sê ons moet liewers nie hierdie naweek vir hulle kom kuier nie. Hoekom nie dit? Is dit nie jou ma se verjaarsdag nie? Haar ouer broer, oom Willie en sy vrou Tannie Martie gaan daar wees en hulle weier om onder dieselfde dak as ek en Albertus te slaap. Is hulle anti-gay? Hulle is anti alles. Tannie Martie sê gays is die disippels van die duiwel. Sy haat my. Sy moet dit voor my kom sê. Ek sit vir haar in intensive care. Hulle is vreeslike konservatiewe mense. Hulle glo as jy na Will and Grace op die TV kyk, kan jy AIDS kry. Sulke mense maak my siek. Weet dis gewoonlik hulle wat die kat nie donker knyp. Die jaar voor laas het hulle huis ewe skielik in die nag in die brand geraak en toe die brand weer daar opdaag, toe's Tannie Martie en haar suster Sari so strippers aangetrek en oom Willie soos die skim. En hoe het hulle dit weg verduidelik? Hulle hou vol. Hulle het tot laat nag geoefen aan die verskeidenheidskonsert vir die kerk, maar my ma het die dominee gebel. Daar was geen konsert nie. Wys jou net. Martin het die vieslike gewoonte gehad om in ons intiemste oomblikke uit volle bors en hoor jy die magtige dreuning te begin sing. Dis kinky. Nee, glo baie algemeen onder sy generasie. Vir hulle was volkstrots, die stem sing, die landsvlag, hy's 10 keer sterker as Viagra. Cowboy klere doen dit vir Albertus. Maar as jy nie die naweek weggaan nie, kan jy mos vir my diere kos gee. Ek gee nie om nie, maar ek dink jy het gevra dat Esther dit moet doen. Ag, sy wil na een of ander game lodge of iets toe gaan. Hoorie, ek moet baie anders gaan ek laat wees vir werk. Ons kan môre besluit wie my diere kos gee. Okay, bye. Lekker werk. Like hell. Dit is alles al vergete. Jy weet ek sal jou wel vergewe. Terwyl jy voor my staan en vra vir 'n laaste kans en ek sê hey. Dis okay. Ooh, ek sê hey. Kom sit by my. Ooh, dis baie mooi. 'n Bietjie depressing, maar mooi. Ek huil sommer. Het jy weggestaan en afluister? Maar sure, ek het nie geweet jy het soveel talent nie. Jy mors jou tyd op haar aeroplane. Jy moet 'n CV maak. Ag nee, dis Esther se territory. Ek is baie gelukkig by my werk, dankie. Veral met die internasionale vlugte. Alhoewel ek my vandag bloediglik vererg het. Dronkpassasie. Nee, bitchy lugvaarding. As jy die queen van bitchiness wil sien, moet jy vir Gert van Hebbaai Gert ontmoet. Daai Lerato Missamang het gaan kla omdat ek op te veel internasionale vlugte geskeduleer is. En toe haal hy my van die naweek se skedule af en nou moet ek hele naweek hier sit. We join the club. Ons besoek aan my ouers is ook af. Maar ek gaan nou terugkry. Ek gaan Frans leer en as ek dit kan praat, sit hulle my permanent internasionaal. Au revoir, Durban. Frans is baie sexy. En hoe? Jy moet hoor as Pistin die aankondigings doen in Frans. Ek wil lam word. Kan Pistin Frans praat? Vlot. Hy het vir 4 jaar vir 'n Franse lugdiens gewerk.
voordat hy daar weg is oor 'n onsmaaklike insident met 'n vroue pilot. Het hy met haar gelol? Sy het met hom gelol. Och, jy ken vir Piston. Hy kan nie vir 'n mooi girl nee sê nie. En toe word sy so jaloers toe sy hoor hy het 'n verhouding met 'n lugwaardin. Sy gaan sê vir haar man, hy het haar seduce. Dis nie iets wat jy vir jou man moet vertel nie. Nee, veral nie as hy die hoof is van die lugdiens nie. Piston is so vinnig gefire. Hy moes van Schiphol lughawe in Holland 'n bus terugkry na sy woonstel toe in Parys. Gert het een van ons wassers gefire, Shirley Claassen, as gevolg van finansiële redes. Kon hy haar nie bekostig nie. Sy het geld uit die til uit gesteel. Miskien moet ons die naweek 'n party gooi. Auntie Bessie is mos nie hier nie. 'n Dinner party met uitsoekhanks. Dis 'n goeie idee. Moet dit nou net nie aan Auntie Bessie gaan uitplaker nie. Hoe ken jy my? Dis presies hoekom ek vir jou sê. Wat is dit per ongeluk uitglip? Dit gaan nie. Net Trompie? Ja, okay. Ek sal my bek hou as jy beloof om vir Albertus niks te sê nie. Maar Albertus is genooi. Die hanks is vir my en Esther. O. Net omdat ek in 'n vaste verhouding is, beteken nie dat ek op die rak sit nie. Dis presies wat dit beteken. Antie hoef nie meer te worry nie. Ek het my game lodge trip gekanselleer en ek sal na die honde kyk die naweek. En wat van my kat en my hoender? Of is hulle nie goed genoeg vir jou? Nou, hulle ook. Is Antie okay? Ja, sorry. Die helse nag agter die rug. Personeel dreig met 'n staking. Hulle is nou op 'n go slow. Oor geld. Oor alles. Ag, skink tog vir my 'n bietjie koffie toe. Hulle kla oor die werksure en die tea breaks en die toerusting. En nou ewe skielik oor die bloody kleur van hulle uniforms. Hulle lyk nou nie meer goed en blou nie. Ek lyk nie goed in geel nie. Ek kan nie wag vir die naweek nie. Moet net 'n bietjie wegkom. Relax en van my frustrasies ontslaa raak. Maar dis te persoonlik. Hou op om my daaroor uit te vra. Antie kan sonder worries vir die naweek weggaan. Ek sal na die honde kyk. Trompie gaan nie meer die naweek weg nie. Is nie meer nodig nie. Hy het gesê hy sal dit doen. Wat? Esther het gebel, sy gaan nie meer op die vlug nie. So sit sy vir Trompie help. Jy kan maar na jou game lodge toe gaan. Ek het dit klaar gekanselleer. Jy sê dit asof dit my skuld is. Dit is. Moenie jy begin nie. Ek het genoeg probleme by die werk. Ek wil net nie by my huis ook hê nie. En ek het 'n vriendin gereël om hier te kom oorslaap. Nou sal ek dit ook moet kanselleer. Geen Antie my absoluut niks nie. Maar ek gaan nie wees nie. Ek kan nog steeds aanvang wat jy wil aanvang. Solank jy net nie iets in my huis breek. Ek kan nie. Hester gaan nie wees en Trompie gaan die hele tyd hier rondhang. Dis nie meer privaat nie. Jy weet, in my dae was die agterste sitplek in 'n kar by die drive-in privaat genoeg. Vergeet dit. Ek sal maar net weer aan die agterspeen moet sit. Jy kan ook maar jou tyd vat. Skink vir jou koffie as dit nie al te koud is nie. Ek het 'n geweldige woordewisseling met Precious gehad. Het sy iets gebreek? Nee, ons telefoonrekening is weer so hoog ek sal dit in paaiemente moet afbetaal. Toe wys ek vir haar die long distance nommers op die printout, toe sê sy herken niks van dit nie. Bel en vind uit wie antwoord. Dis wat ek gedoen het. Dis almal haar familie. Toe sê sy gaan my aankla vir invasion for her privacy and illegal spying. Dis stry ons. Trek die koste van haar salaris af. Dis presies waar ons gestry het. Nou trek ek R10 'n maand af vir 6 jaar. Daai vrou speel vir jou soos 'n jou. Ek het my goed gebring om jou roots op te touch. Dan kan ons miskien jou bolla so 'n bietjie korter sny. Ja, net nou kry jy een van hierdie worsrolletjies. Ek kon amper nie vandag slaap nie. Ek weet nie hoe ek vanaand gaan werk nie. Is dit omdat jy te opgewonde oor die naweek is? Gedeeltelik. Ons het go slow by die werk en hier by die huis is Esther vies vir my. Dis wat my die meeste ontstel. Dalk is sy net PMS. Ja, ek het haar reëlings 'n bietjie rondgeneuk.
O, ek sal nie meer na jou diere kan kyk die naweek nie. Ek en Albertus gaan na sy suster op warmbad toe, Bella. Ek het klaar vir Esther gesê jy gaan dit doen. Moet ek nou by haar kom met 'n nuwe storie? Vra vir Hester. Wil jy nou vir Esther meer die Helen maak? Ek sal baie diplomaties moet wees. Kom ons gaan doen jou bolla, want ek moet nog vanaand se kos gemaak. Want Precious is te upset om te kook, maar sy sal saam eet as ek haar mooi vra. Sy kan ontsettend bly wees, sy werk nie vir my nie. Laat ons nou hierdie ding soos oordentlike groot mense oor 'n koppie tee uitpraat. Dan sal daar geen misverstande wees nie. En laat ons dit asseblief binne 20 minute doen want ek moet gaan werk. Ek het niks om oor te praat nie. Alles is vir my soos hulle in Mauritius sê. No probleem. Soos hulle in Bloemfontein sê, jy is 'n pyn in die Ai. Laat ons nou nie op daai vlak begin nie. Dan het ons niks om na toe te daal nie. Ek voel ek word in hierdie huis misbruik. Ooh, ek kan sien dit gaan lank vat. Ek sal so lank Frans leer praat. Nee, jy gaan nie. Jy's hier as 'n getuie. Hierdie is soos 'n oordentlike arbitrasie van Piet Syk. Okay, Auntie. Wat het jy op die hart? Auntie Bessie het my heel laaste gevra om na die diere te kyk, nadat almal eers nee gesê het. Omdat ek jou privaatheid respekteer en jou nie wou pla nie. Maar toe ek ja sê en Trompie skielik nie meer weggaan nie, toe's ek skielik nie meer goed genoeg om dit te doen nie. Ek is ontsettend jammer, ek het 'n fout gemaak. Ek wil regtig graag hê jy moet na die diere kyk en nie hy nie. Is Auntie seker? Doodseker. Hy gaan warmbad toe. Ekskuus. Ek het daai besluit geneem nog voor ek geweet het hy gaan weg. Ek wil jou nie ontstel nie. Ek is vreeslik jammer. Sorry. Dis oor en verby. Wat meer wil jy nog hê, Esther? Oui. Wat wil jy hê?